Goeiemôre Suid-Afrika, 12 April is nou 1700 die middag van Suid-Afrika tyd. En ons het nou, ek het vroeër live gedoen vir die wat dit gemis het. En dit gaan oor, president Trump het aangekondig so 'n paar ure terug, daar is nou 'n totale blokkade op die Strait of Hormuz, 'n Amerikaanse blokkade. Die onderhandelings het nie goed gegaan nie. Baie goed het goed gegaan in die onderhandelings, maar dit is nie voltooi in die sin van Iran wil nie hulle vermoë om 'n nukleerbom te bou opgee nie. Hulle het gesê hulle gaan nie. So, as hulle nie dit gaan doen nie, dan is dit nou waar dit nou is. Dit beteken president Trump het nou opsies gehad. En die eerste opsie wat hy onmiddellik in plek gesit het, is die Strait of Hormuz is nou toe. Deur Amerika, nie deur Iran nie. Daar's 'n blokkade, 'n Navy blokkade. Intussen gaan Amerika voort in die Strait of Hormuz met mine clearing. Maak seker dat die plek word skoongemaak. So minesweepers daarin of 2 skepe wat minesweeping doen saam met ondergrondse onderwater systems. En intussen gaan die res van die Amerikaanse vloot ingaan en die Strait of Hormuz onder 'n blokkade sit. Enige skepe wat in of uitkom wat met Iran wil deal, sal geonderskep word. Dis wat president Trump sê, en daai skepe sal nie deurgaan nie en hulle gaan nie besigheid doen nie. Enige skepe wat reeds die stryd verlaat het, wat met Iran besigheid gedoen het en nou iewers in die Indian Ocean trek, sal geonderskep word deur die US Navy en hulle sal geseize word. Verder sê hy ook, as Iran dit waag om enige skoot op 'n Amerikaanse skip te skiet vanuit hulle grondgebied uit tot in die Strait of Hormuz, dan sal dit daadwerklik opgetree word teen die plek van waar die skote afkom. Die USA gaan nie geblackmail word deur Iran nie. Die USA gaan definitief nie ook deur hulle gehostage word in die Strait of Hormuz nie. Verder gaan geen skepe in of uit toegelaat word in of uit die Hormuz wat met Iran gaan besigheid doen nie. Met ander woorde, Kark-eiland gaan afgesny word. Daar gaan nie meer skepe inkom daar om olie te skep by Iran nie. Definitief nie. So Iran se uitvoere stop onmiddellik. China gaan nou moet betrokke raak by hierdie ding. Hulle het nie 'n keuse nie. Want 80% van hulle olie invoere kom van Iran af, kom uit die Strait van Hormuz. Op die oomblik kom maar geen olie uit nie. Geen olie gaan toegelaat word om uit te kom in China se rigting nie. Want geen olie gaan toegelaat word, geen besigheid gaan toegelaat word met Iran nie. So China gaan nou, hulle is nou op 'n punt wat hulle moet 'n besluit neem. Wat maak hulle nou? Hulle kan nie Amerika aanval of fight Amerika hieroor nie. Hulle gaan moet agteraf calls maak met die Iranse regering. Hulle gaan met die Iranse regering moet onderhandel en sê, wat maak julle? Want julle is besig om hulle energie af te sny. So China se betrokkenheid gaan definitief duidelik raak in die volgende paar dae. Dan sal die ander opsies wat president Trump het. Hy het die paar weke gebruik, die laaste week gebruik om te herlaai en te hernieuw en te ammunisie te laai en wapens te laai, nuwe wapens in te bring. So hy het die opsies om baie dinge te doen. Hy kan 'n volskaalse strike doen in Iran soos hy besluit het voorheen. Dit sien dalk nou nodig op die oomblik nie. Hy kan Kark-eiland oorvat. En die hele slagaar van die voerare wat in Iran ingaan se finansies afsny totaal. Hy kan Kark-eiland destroy, dat hulle nooit weer iets daar kan gebruik nie. So hy het baie opsies. Die eerste opsie wat hy nou definitief gebruik het, hy vat die Strait of Hormuz oor met 'n naval blockade. En so, die volgende paar dae gaan baie interessant wees. En dinge kan baie vinnig ontwikkel en baie vinnig gebeur. Ek vermoed Iran gaan begin retaliation probeer doen. Hulle gaan weer missiele wat hulle nog oor het, die paar wat hulle oor het, missiele en drones in die buurlande inskiet. Hulle terrorisaksies, maar al wat hulle doen alienate hulle self. Maar hulle het 'n fout gemaak om nie tot 'n skikking te kom hierdie laaste paar ure nie. Baie dankie.